Hartlike goeiemôre almal. Het is lekker om weer terug te wees. Ons het uitgerus. Al die stil plekke gaan uitsoek. Maar mens wil nie altyd net rondhardloop en besig wees nie. Die Here sê vir Martha ook, Martha, waarom is jy altyd so besig? En ek dink soms sê die Here vir ons ook, raak net stil by sy voete. Maar kom ons bid. Vader Hemelse Vader, dankie dat ons weer hier kan saam wees, Here. Dankie dat U ons veilig gehou het. En dankie dat U ons almal weer by mekaar gebring het vandag. Nou Here, dit is 'n wonderlike voorreg om U woord te kan oordra. En Here, plaas U die woorde in ons mond. En Here, die boodskap wat uitgaan, U weet. Maak mense se harte oop vir hierdie boodskap, Here. Want dit is 'n baie dringende boodskap van U. Maar Here, dankie daarvoor. En dankie dat ons U Gees kan vertrou vir hierdie woord. En Here, laat hierdie woord nie leeg na U toe terugkeer nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Bybel leer ons in Romeine 3 dat niemand goed is of dat niemand regverdig is voor God weens die sonde. En juist daarom moet ons by die Here uitkom. Dit is so belangrik om 'n verhouding met die lewende God te hê. Daar het 'n vraag hierdie week na my toe gekom wat sê, wat as die dood jou naak sal vind? En dit het baie aan my gekrap. En ek het gaan soek. En dit is wat vandag se boodskap behels. Wat my 'n beklemming om my hart gee, is dat daar nog soveel mense is wat ongered is. Mense wat verskonings maak waarom hulle nie by die Here wil uitkom. En ons lees in Jeremia 23 vers 5 en vers 6. Jeremia 23. Ja. Jeremia 23. Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit, met ander woorde soos 'n tak, sal verwek. En as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word. Die Here ons geregtigheid. Wanneer God nou vir Jesus gaan stuur, kom ons sê, Jesus kom nou op die wolke. Gaan jy ook kan sê, die Here, my geregtigheid. En jy
ongeredde sondaar. Dink jy dat jy voor Jesus sal kan staan op die dag van die oordeel? As Jesus nie jou geregtigheid is nie, waar gaan jy staan? Wat gaan sy woorde vir jou wees? Geregtigheid is die enigste bruilofskleed, ja, waarin jy sal kan verskyn voor Jesus. Die Bybel leer ons dat God sy geregtigheid vir ons gee deur Christus. Nie deur die kerk nie, nie deur jou tradisie godsdiens nie, deur Christus en Christus alleen. Hierdie is dalk die regte tyd vir mense wat nog nie gered is nie, om Jesus aan te neem as hulle verlosser en saligmaker, sodat jy ook geregtig kan wees. Waarheen gaan jy vlug wanneer die dood jou naak bevind? Want jy gaan nie kan wegkruip vir die lewende God nie. Daar gaan nie 'n manier wees wat jy jouself kan verberg, met ander woorde toemaak voor God nie. Of gaan jy ook soos Adam en Eva vir jou probeer vye blare aan mekaar werk vir klere, om jou sondigheid weg te steek voor God. Daai jammerlike vye blare van jou eie geregtigheid gaan nie jou naaktheid bedek wanneer jy voor Jesus gaan staan nie. En ons lees in Openbaring dat Jesus gaan kom oordeel. Kom oordeel. En dit gaan nie mooi wees nie. Want die Bybel sê ook, dit gaan 'n geween en 'n geknars van tande wees. En met reg so. Adam het sy vye blare totaal en al oneffektief gevind voor God. En so sal jy as 'n sondaar dieselfde wees. Dink bietjie aan die dood. Die dood is nie, nou is my lewe klaar en alles is verby nie. Nee, dis waar jy fout maak. Dis waar die moeilikheid of die goeie tyd gaan begin. Want as jy nie gered is nie, dan begin jou pyn en jou smart. En nie net vir 'n klein tydperk nie. Vir ewig en ewig en ewig. Maar as jy gered is, saam met Jesus, vir ewig. Dink aan die oordeel. Niemand weet hoe en waar en wanneer hy gaan sterf nie. Is jou saak met die Here reg? En ek vra weer die vraag, is die Here alreeds jou geregtigheid? Of is jy op hierdie pad van jou eie wyse vernietiging, vol van jou trots en jou onvergifnis?
Kom nou, sê die Here. Laat ons hierdie saak uitmaak. Al was jou sondes, en net wel, nie sonde nie, sondes, soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit soos purper, dit sal word soos wol. Jesaja 1 vers 18. As jy nie van Christus is nie, met ander woorde, wedergebore, soos wat hy vir ons die opdrag gee in Johannes 3, vers 3 en 5, dan gaan hy self jou veroordeel. Niemand anders nie. En jy kan nie wens dat dit eerder 'n engel of iemand anders is nie, want dit gaan Jesus self wees en hy sê dit vir ons. En hy's nie baie onduidelik oor dit nie. Nee. Hy's baie duidelik wanneer hy sê hy gaan jou veroordeel. Hoe gaan dit met, of hoe gaan jy voel wanneer die Here vir jou sê ek ken jou nie? Het ons al daai gedagte in ons gehad om te voel die Here sê hy ken my nie? Hoe gaan dit wees wanneer Jesus jou in die poel van vuur laat werk? Kom ons lees Matteus 25. Waar Jesus baie duidelik stel. By vers 41 sê hy vir ons, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Gaan jy kan leef in hierdie ewige vuur, wat die Bybel vir ons sê, waar hulle wurm nie sterf, en die vuur nie uitgeblus word nie? Sal jy hierdie gedagte van die Here ken my nie, en dat Jesus jou weggestuur het, kan verduur? Matteus 5 vers 6 leer ons, salig is die wat honger en dors na wat? Na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou, hoe word ons versadig wanneer ons honger en dors na die geregtigheid? Om tyd te spandeer in die woord van God. Kwaliteit tyd. Om 'n verhouding te bou met die lewende God. Want dan sal hy hierdie honger en hierdie dors wat jy het na sy geregtigheid, sal hy vul. Maar as jy dit nie doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En ek dink sommer nou weer aan hierdie wegloop seun. Daai wat verlore geraak het, wat die dinge van die wêreld gaan navolg het. Jy ook verlore seun daar buite. Alles is nie verby nie. Kom terug huis toe. Laat staan al jou sondes.
Daai sonde wat julle so tussen die varke en die modder inploeter. Wat julle naak en verniel los sonder enige inkome. Kom huis toe. God wag met oop arms vir julle. Hy gaan julle nie herinner aan julle verlede, wanneer julle na hom toe kom en sê, Here, ek is jammer. Ek het 'n fout gemaak, Here. Maar hy gaan jou veroordeel as jy dit nie doen nie. Wees gewaarsku. Maar weet jy wat gaan die Here doen? Hy gaan vir jou 'n nuwe kleed gee, 'n nuwe baadjie of 'n nuwe jas om aan te trek met die naam geregtigheid. Hy gaan jou klee in sy geregtigheid. Want as jy in daai geregtigheid geklee is, dan gaan Jesus nie eendag vir jou sê, ek ken jou nie. Hy gaan sê vir jou, welkom my kind. Welkom my boeta en my sissa. Hy gaan jou verwelkom by hom wanneer jy geklee is in geregtigheid. Want dan is jou naam opgeskryf in die boek van die lewe. Mense, asseblief. Tyd verspeel is verby. Maar ons mense wat reeds die pad na die Here toe gevind het, wat reeds gered is, dit is ons plig, elkeen van ons se plig, om hierdie afgedwaalde kinders te verwelkom. Nie om hulle te oordeel nie. Nie om hulle te herinner aan hulle verlede nie. God het hulle reeds vergewe. Laat ons hulle met liefde omhels en reghelp en leer en lei. Maak nie saak wie hy was of hoe hy aantrek. Hoe hy aantrek. Of hoe hy nie aantrek. Maak nie saak nie. Verwelkom hom. Dogter, kom na die Here toe. Die Here wag vir jou. Kom nou. Keer terug, sodat jy ook kan sê, die Here, my geregtigheid. Dis die enigste kleed wat jou naaktheid gaan verberg. Wanneer jy voor die troon van oordeel gaan staan. Hierdie oproep gaan uit na elkeen daar buite wat nog nie gered is volgens die Bybel nie. Kom, voordat dit te laat is. Die duiwel vertel vir jou, jy het nog baie tyd. En ek het al die verskonings gehoor, maar ek is nog jonk. Ek het nie nou tyd nie. Weet jy wat? Begrafplase lê vol jeug wat nie gered was nie. Kom. Alles is nie verlore nie. En ek roep julle uit my hart uit. Jesus het reeds die prys betaal vir elkeen om gered te kan word. Hy het die prys betaal en die wraak van God op hom gevat, sodat ek en jy nie nodig het om dit op ons te vat nie.
Want ons gaan nie voor dit kan bly staan nie. Die Here het vir ons reeds 'n oplossing gegee. Waarom luister ons nie vir 'n verandering nie? Waarom probeer ons nog steeds stry teen hierdie goed? En ek gaan afsluit met 'n paar verse uit Johannes 3. Vanaf vers 16 tot 19. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Luister mooi, gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie. En hier is 'n groot waarskuwing. Luister baie mooi. Hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Bevestig in Romeine 3. Die mens van nature sondig. So, as dit dan die enigste weg is om gered te word, waarom het ons nog so baie verskonings? En nee, nie alle godsdienste lei na God nie. Daar is maar een weg. En sy naam is Jesus Christus. Nie enige ander God wat hierdie wêreld kan uitdink nie. Jesus en Jesus alleen. Kom by Jesus uit voordat jy sterf. Want waarheen gaan jy vlug as die dood jou naak sou vind? Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend, Here. En Here, dit is ons oproep dat meer mense sal kan sê, die Here, my geregtigheid. Dat meer mense Jesus sal aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Here, ons bid vir 'n verlore geslag. Here, stuur ons uit, dat U woord sal verkondig word onder hierdie mense, Here. Here, maak ons U hande en voete en U mond hier op aarde, dat ons nie sal skaam wees vir U nie. Here, help ons, dat U Gees ons lei in alles wat ons moet doen. En Here, dankie vir U liefde vir ons. Dankie vir die offer wat U vir ons gedoen het. En Here, dankie vir U genade. Here, seën ons deur hierdie week. En tot ons weer by mekaar kom. Hou ons veilig, Here. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, Jesus.